huisgodsdiens, ons is kan 'n mens dit glo. Die tyd loop geweldig vinnig. Nou ja, ek hoop jy het 'n geseënde dag gehad. Soos ons nou na die einde van die dag toe beweeg, is dit net lekker om so 'n paar minute saam met julle lekker tyd te spandeer in die teenwoordigheid van die Here. So ons gaan nou vanaand bietjie gesels uit die boek van Daniël. So ek wil gou net 'n bietjie kans gee vir mense om op te klim. So ons gaan lekker gesels uit die boek van Daniël. Ag, sommer maar net iets met 'n klomp versie, sommer maar net met julle bietjie deel, soos wat die Heilige Gees ons maar lei. So daar's nie voorbereiding nie. Ons gaan bietjie daaroor net gesels vanaand. So ons wag nou net gou vir mense. Daar is hy. Goeienaand Wendy, daar klim sy nou op. Lekker. Sê vir my, julle kan vir my almal duidelik hoor. Ek glo almal kan my duidelik hoor met die weer. Goeienaand Johanita, daar is hy. Share asseblief vir ons op hierdie video. Goeienaand Thys. Hoop julle het 'n wonderlike dag gehad. Hallo Esther. Ek het nou al gesien Esther en Thys is elkeen op hulle eie Facebook. Nou sê vir my, is die een in die kamer en een in die sitkamer, of sit julle albei langs mekaar? Is dit nogal vir my interessant om dit te sien. Sit een op die stoep nou met 'n lekker koppie koffie. Norman, hoe gaan dit met jou? Lekker Gerard, goed met jou. Daar's Gerard, lekker vir Gerard Olofse. Dienende hart, julle kan gerus na hom gaan luister ook. Hy bring ook kort huisgodsdiens boodskappe wat lekker doeltreffend is. Baie welkom. Hallo my Vanessaitjie, Ventertjie, hoe gaan dit daar met julle? Ja, ek glo en vertrou hierdie syne gaan sommer net, ek gaan net kyk as ek oomblik. Ek gaan hom maar net op die data hardloop. Ek dink die wifi netwerk is nou so bietjie besig. En al gesien hierdie tyd van die aand dan hardloop hy. Annelie Marie, gaan dit daar met julle? Reën dit nou lekker daar by julle ook? Jesusie. 'n snaaks so 'n gedeelte van ons altyd dink ons water gaan val dan toe, maar as 'n ou gaan kyk hoe 'n deel van daai kant in die Wesrand altyd die reën kry, daai water, ons water hardloop alles Hartbeespoortdam toe. Ons dink alles gaan Valdam toe, maar eers daar van die Hoofveld af staan dit ons wêreld. Daai water kom alles Valdam toe. So ons water hardloop nou alles eintlik Hartbeespoortdam se kant. Dis nou nogal interessant. Hoe mense dit nou kan deel. Ek dink nou maar net ook nou die Wesrand so kyk, die Wesrand mense opsien. Toe dink ek nou ook al in die water en die reën, hoe lekker dit is. Rita, lekker en jy man, goed en jy, Annie, erge elektriese storms, ja hier ook hoor. Ek sê vir Monja, ek sien hom kom my sommer so raaf van vereniging se kant af, lekker deur. Hallo John, goed met jou. Fred, hoe gaan dit daar by julle? Mense deel hierdie, asseblief, sit daar het followers vir ons op, en Getrydag, goeienaand, lekker. Nou goed, maak jou Bybel oop by Daniël 2. Ons dank die Here vir hierdie insig en hierdie wysheid en die woord en wat hy ons daai het gaan leer. Ons bid net God se seën op hierdie woord toe vanaand en mag dit vir jou iets beteken. Ons gaan lees daaruit van vers 18, net so 'n paar verse saam. So ons gaan dit 'n bietjie deel. So as jy nou daar is, dan kan jy vir my sê jy's daar. Dan gaan ons 'n bietjie daarna kyk. Kom ek gee jou net so 'n stukkie agtergrond van die boek Daniël of Daniël 2. Nou Daniël en sy 3 vriende was jong Judeërs en wat deur Nebukadneser tydens die ballingskap in Babylon geneem is. Nou, hulle is opgelei in die Babyloniese hof, in die Babyloniese hof, en het reeds, hoor gou mooi, en het reeds, wysheid en guns by God ontvang. Dit kan jy nou lees in Daniël 1. Dan gaan jy nou sien, hulle het reeds guns. Hallo Alta, gaan dit met jou? Lekker om jou op te sien, man. Groete daar vir hy nou. Nou, as ons gaan kyk na die tweede gedeelte of hoofstuk 2, die beeld van Nebukadneser, so onruswekkende droom wat hy gehad het, dan sien ons in die tweede jaar, dan lees ons dit van Nebukadneser se regering, net so 'n bietjie agtergrond, kry hierdie koning 'n gruwelike droom of 'n droom, wat hom diep ontstel. Dit is, ek dink ons het almal al so 'n droom gekry wat jou ongelooflik diep ontstel as jy wakker geword het. Partykeer so 'n droom dat jy sommer kwaad is die hele dag, jy het sommer net nie lekker gegaan nie. Weet jy wat? En hy was rusteloos. En die woord sê, hy roep die wyse manne, dit kan jy gaan lees net so vinnig. Hallo Jackie Marie, hoe gaan dit daar? Hallo Andries, het julle 'n lekker dag gehad?
En die woord sê, hy roep sy wyse manne. Hallo John, goed en jy? Yes. En wie sy wyse manne gewees? Die towenaars, die besweerders, die astroloë, die Galadeërs, jy weet die gesiene wyses, kan ek maar vanaand vir jou sê, dit is wat die Bybel vir ons hier leer en vir ons sê. En die koning stel 'n doodgewone eis op. Hy kom en hy sê, en hy vereis dat hulle sy droom moet uitlê en hulle self moet vertel wat sy droom, die uitleg van die droom en wat sy droom beteken. Anders waarsku hy, hoor gou mooi. Anders waarsku hy, sal hulle in stukke geskeur word. Nou, dit is nogal eintlik wild. En hulle huise sal, sê die woord van God, tot pynhope gemaak word. En die wyse manne sê dat niemand onder hulle mense dit kan doen nie. Net die gode, ek wil net gou hierdie klank van my hier afsit, net die gode wat nie by die mense woon nie. Nou ja, as ons gaan kyk na die ancestors, as ons gaan kyk na die afgode, as ons gaan kyk na afgodbidders en al hierdie soorte dinge van waarop 'n mens kom, dan sien 'n mens tog maar, daar's nie eintlik 'n bestaan met hierdie goed nie. Nou, dan kyk ons maar, hierop word Nebukadneser rasend. Hy word en hy beveel sommer die dood tot die wyse en hy sê, insluitend Daniël en sy 3 vriende. Hoor gou, en ons lees nou hier vanaf vers 18 af saam, dat Daniël tree met wysheid op en hy tree met geloof op. En ek is nou nogal in hierdie laaste tyd, hallo Tannie Ann, besy nou, hoe gaan dit? Hallo Cassie, goed met Tannie, hallo Melanie, lekker om julle op te sien. Julle moet asseblief share en deel hierdie gedeelte. Hallo Wanda, daar kom almal nou, al die No Limits mense ook, die opstanding van die dode. Sien jy, ons glo in hulle ook. Daar kom hulle op. Nee, grap sommer. Maar ons sien dat in vers 15 antwoord Arioch, die bevelvoerder van die koning, en hy kom en dan sê hy vir hulle, en hy kom en hy praat met hierdie wysheid, hy sê vir hulle, weet jy wat, julle gaan doodgemaak word. Maar iets wat vir my baie opvallend is, en ek lees dit nou vanmôre. Vanmôre in my stilte tyd, toe lees ek nou Daniël 2, en hierdie kom by my op, en ons sien dat Daniël die tyd uitkoop, en hy sê vir Arioch, die bevelvoerder, hy sê, weet jy wat, gee my tyd. Hy koop die tyd uit, hy sê, gee my tyd. Hy vra en hy verduidelik, en hy sê, gaan vra net die koning vir tyd, om die droom te openbaar. En hier is nou ons gedeelte vanaand, net so klein stukkie agtergrond wat ek jou wil gegee het, maar ek wil vanaand hier oor gesels. Ek wil vanaand hier vanaf vers 18 met jou gepraat. Ek wil met jou praat oor die gebed van openbaring. Ek wil met jou praat oor wat my en jou gebed moet beteken. En ek wil met jou praat as 'n mens vanaand. Ek wil met jou praat wat sê dat die Here nie ons gebede verhoor nie, of die Here verhoor nie my gebed nie. En ons moet die pastoor en ons bidders en ons voorbidders, kyk, ons is daar om te bid, maar ons moet in 'n ooreenstemming staan, en ons moet vanaand besef dat elke een 'n gunsgenoot is van God. Weet jy wat, Daniël en sy vriende was gunsgenote van God. Hulle het barmhartigheid en hulle het guns by die Here, hulle het wysheid by die Here gekry. Nou, hoe kry ek en jy dit? Dat ek nie 'n spesiale gebedslyn het tot God nie. Ek bid net soos Daniël bid, en al wat verskil is tussen ons en Daniël, is ons name. Weet jy, kan ek vanaand vir jou sê, Daniël is 'n uitgesoeke man, ek is 'n uitgesoeke man, jy is 'n uitgesoeke vrou. Jy wat Jesus aangeneem het as jou saligmaker en jou verlosser, jy wat streef na heiligmaking, jy wat sê dat Jesus my saligmaker en my redder is en my koning is, hoekom is jy dan so lui om te bid? Hoekom glo jy nie in die krag van jou eie gebed nie? Hoekom is jy so verwaarloos in jouself? Hoekom het jy so minagting in dit wat jy in glo in jouself? Weet jy, ek kan bid tot ek blou is. Maar weet jy wat, daar's party dae wat 'n mens se gebede of gebed baie lekkerder is as ander dae. Minder lekkerder is ander dae, kry jy dit ook. Maar weet jy wat? Dan kom dit ook baie te doen met emosies. Hallo Lorika, en ek wil net gou vanaand vir jou sê, hoor gou, Daniël tree op met wysheid. Jy moet optree met wysheid. Ek en jy die boek, ek en jy die groot boek van die lewe, ons het die woord van God, die gebed en openbaring.
En hy gaan na sy 3 vriende toe, en hoor wat sê hy, en hy vra hulle hierdie ding, en hulle sê, kom ons bid, né, vir God se ontferming. Nou kan ek gou vanaand vir jou iets sê, ek as Naps, maar nou nie dink ek is nou arrogant nie, asseblief glad nie. Ek kan vir myself bid, en ek hou daarvan om vir myself te bid. Nou en dan sal ek vir iemand vra om 'n uitleg te bid. Ek gaan nou 'n visie wat ons gekry het vir die gemeente deel met ons leierskap. Want dit is mense wat vas staan en ons het mense wat ook glo, ek gaan vir jou vra om saam te bid. Die Here het vir my 'n ongelooflike visie vir 2026 gegee oor ons gemeente en oor waartoe ons gaan. Jy sien, en dit soek ons. Maar ek wil vanaand vir jou sê, ek bid en ek hou daarvan om vir myself te bid. Maak nie saak wat dit is nie. Hoe ek met die Here praat en hoe ek in my verborgenheid met die Here praat, is tussen my en God. OK. So dit is wat vir my lekker is. Ek wil nie heeltyd vir almal vra. Ek wil nie dit sê so nie, laat mense nie dink hulle moet my vra nie. Maar weet jy wat, ek wil jou vanaand iets leer. Kom ek sê dit is 'n leerstelling vanaand. Kan ek jou vanaand iets leer? Kan ek vanaand vir jou iets sê van jou as mens, elkeen wat nou luister, elkeen wat vanaand sê, ek het hierdie nodig. Ek het nodig om dit te hoor. Ek het nodig dat iemand op my tone trap. Mag ek op jou tone trap vanaand? Mag ek nie jou ore streel nie? Mag ek vanaand vir jou sê, weet jy wat? Luister 'n bietjie wat sê God se woord vir jou. En hy kom in vers 18 en Dawid gaan na sy 3 vriende toe en hy sê, weet jy wat? Kom ons bid na God vir ontferming. Met ander woorde, sodat ons nie soos die ander wyse manne moet omkom nie. Ons moet nie doodgemaak word nie. En weet jy wat? In vers 18 lees hom saam met my, en dat julle barmhartigheid van God van die hemel moes afsmeek oor hierdie geheim, sodat hulle Daniël en sy metgeselle saam met die oorige wyse manne van Babel nie sou ombring nie. Van Babel nie sal ombring nie. Hoor gou mooi. Kom ons kyk, kom ons breek dit op. En dat hulle barmhartigheid van God van die hemel moes afsmeek. Luister, weet jy, kan ek vanaand vir jou iets sê? Dis tyd dat jy 'n bietjie in jou binnekamer gaan en bietjie tot die barmhartige God moet bid en smeek en by die voete van die Here kom en voor die Here bietjie huil en 'n bietjie jou hart uitstort. Weet jy wat sê Jesus in Matteus 6 vers 6? Hy sê, gaan in jou binnekamer in, sluit jou deur en bid tot die Vader wat in die verborge is. Net die verborge beteken wat in die geheim is, sodat hy wat in die geheim is, jou sal openbaar, of jou geheimenis met jou die geheim sal deel. So met ander woorde, dat hy jou in die openbaar vergelde. So die Here sien in die geheimenis, hy openbaar dit in die verborgene. Hy openbaar dit in die geheim. OK, jy blaker jou geheime uit, jy blaker jou dinge uit by ander mense. Ag, bid vir my. Ja, dis reg, ons moet vir mekaar bid, maar die woord sê bid sonder ophou, bid vir mekaar, dra mekaar se laste. Maar daar is 'n tyd wat jy soos Daniël en sy vriende in jou binnekamer moet gaan en tot die barmhartigheid van God moet bid. En jy moet bid na die God, klop aan die hemelse deure, bid op jou knieë, man, smeek God, vra God. Weet jy, kan ek vandaan vir jou sê, hou op om na mense toe te gaan en te sê, openbaar my droom. God het vir jou 'n droom gegee, en hy wil hê, en hy wil jou leer om oor hierdie droom te bid. Hy wil hê, jy moet sê, weet jy, bid ek, en as daar 'n droom is, dan sê ek, Here, as die droom van U af is, openbaar dit aan my. Nie aan almal nie. Dis mos 'n verborgenheid, dis mos 'n geheim. Dit is mos wat dit is. Ek soek mos dit is. Die Here praat met my. Hy gee dit vir my. Die Here lê iemand op my hart. Hy gee iemand in my droom of hy gee dit vir my. Hy sê ek lê dit op jou hart. Ek wil hê jy moet vir hierdie mense bid. Ek wil hê jy moet intree. Dis wat ek wil doen. Verstaan jy? Matteus 6 leer Jesus dit. Hy sê gaan in jou binnekamer en bid. Sluit jou deur en bid tot die Vader wat in die verborgenheid is, in die geheim is. Weet jy wat sê Paulus? Paulus skryf in 1 Korintiërs 15 vers 51. Ek deel julle 'n verborgenheid mee. Wat beteken dit? 'n Geheim. Hy's opgevat tot in die 3de hemel. Dit was so deur mekaar vir hom gewees, maar dit was in hom geopenbaar dat ons nie almal sal ontslaap nie, maar dat ons wel uit die lewe weggeneem sal word en dat ons liggame sal verander. Ons sal verander word. Hoor gou mooi. Daar's 'n verwagting, daar's 'n koms
Ons moet ons oë nooit afhaal van die koms van die Here af nie. Paulus sê dat hy kom en dan waarsku hy ons. Hy sê, hey, jy jou kaartmannetjie, jy wat so lekker in die wêreld speel, jy wat met God speel, jy wat nie in jouself glo nie. Daarom sê ek baie, 'n 3/4 van die heiliges sal die hemel nie maak nie, want jy glo nie in jouself nie, jy glo nie in jou gebede nie, jy glo nie in die krag van God nie, jy bid nie tot God so ontferming oor jou lewe nie, jy bid nie na hierdie barmhartige God en smeek dit af van hom of nie. Jo, is dit werklik so? Is dit 'n waarheid? Ja, dis 'n waarheid. Dis 'n waarheid. Gebed dra krag. Hoor wat sê hy vir ons in vers 19. Daarop is in die nagesig, ekskuus tog, die geheim, hoor, die geheim aan Daniël geopenbaar. Goeie, Christus weet, dit is lekker om te kan weet as die Here vir jou iets openbaar, en hy doen dit baie man. Hy openbaar valse mense. Weet jy, pas op vir mense wat sê, ons wil na ons skape kyk, ons wil na ons, hey, daar's valse mense daar buite. Weet jy wat, daar's mense wat vir jou ore streel, daar's mense wat wil hê jy moet hoor wat hulle wil sê, daar's mense wat net na ander mense luister, daar is nie mense wat by God hoor nie, hulle is in resitasies, hulle is oor en oor dieselfde. Pas op, ek wil vanaand vir jou waarsku, pas op, die kerk, die Here Jesus sê dit vir ons, Jesus het 'n tou gevat, hy het 'n sweep gemaak, hy het geweet wat hy doen, en hy het hulle uitmekaar uitgeslaan, 'n huis van aanbidding. Ek is ver van perfek af, hoor gou mooi wat ek vir jou sê, maar een ding wat ek vanaand vir jou kan sê, ek weet, ek glo in my gebede, ek weet, ek bid tot God, ek bid tot wysheid, ek maak nie net impulsiewe besluite nie. Daar's mense wat sommer net as hy iets hoor, dan spring hy in en maak hy dadelik 'n storie van 'n ding, en hy oordink nie goed nie, hy deurdink nie goed nie, hy praat nie met God nie, hy benat nie sy sake met die Here nie, hy benat nie die kerk met God nie, hy benat nie werklik sy skape met God nie. Kan ek vanaand vir jou sê, ek is eintlik al keelvol vir daai predikers, ek is al eintlik al moeg vir hierdie Christene, kom ek stel dit so, hoor gou mooi, daardie nag sê die Bybel, openbaar God in die naggesig aan Daniël, wat die droom, en die interpretasie daarvan, dis die God wie ons dien. Daniël kom en dan sê die woord in vers 20, so kom ons kyk gou, die barmhartigheid in vers 18 omkring ons, en dan sê ons die God van die hemel, ons moet bid, ons moet smeek, in die geheimenis, in die verborgenheid, en dan ook seker maak, dat ons saak met God reg is. Dan in vers 19, as ek kom opbreek, dan sien ons die openbaring. God is mos nie 'n God wat sal jok oor sy woord nie. Sy woord kom ons nie ledig terug nie. Hy is mos 'n God van die waarheid. As hy vir jou sê, hy gaan dit vir jou openbaar, dan gaan hy openbaar, dan gaan hy dit vir jou gee. Maar jy is net te haastig, jy's net te angstig, jy wil net hê goed moet gebeur. Is nie 'n vingertjie klap God nie man. Weet jy wat, jy moet tyd met God spandeer. Jy moet baie keer lê jou antwoorde vlak voor jou. Dit is eintlik al verby jou. Jy het dit nog nie eens agtergekom nie. Kan ek gou vir jou iets sê? En dan sien ons in vers 20, wat moet ons doen? Loof en prys God. Daniël het toe gespreek en gesê, mag die naam van God geprys word van ewigheid tot ewigheid. Want die wysheid en die krag is syne. Weet jy wat, ek kan verstaan, maar is al hoe meer. Ek luister nou die dag na 'n interessante gesprek, 'n praatjie, en dit val my so baie by. Ek sê vir Monja, hier is my boeke, ek het weer begin bietjie lees. Ek sê vir haar, luister, die kliniese sielkundige praat van dat 'n mens jou brein moet oefen, en dat jou brein is soos 'n trampolien, hy moet fiks bly. En ek is lekker om Bybel te lees, maar 'n mens moet bietjie goed anders te ook doen, en 'n mens moet bietjie goed kyk. Jy weet, kom bietjie weg van sosiale media af in goeters. Ek sê nie vir jou wat om te doen nie, maar wat ek vir jou wil sê is, om insig en wysheid te kry, is eintlik vlak voor ons. Dit lê by ons, die antwoorde is daar, God is daar. Jy weet, Daniël kom en dan sê hy, ek loof God met 'n pragtige loflied, waarin hy dan kom en dan sê hy, weet jy, ek en my vriende, ons aanbid God, die een wat wysheid gee, tye en seisoene verander, konings aangestel, ek wil nog hieroor gesels en afsit. En weet jy waarvan hy hou ek? Hy's 'n God wat
in die verborgenhede openbaar. Hy openbaar die geheimenisse. Dan kom hy, dan sê hy in vers 20, 21, hy tog verander die tye en die geleenthede. Hoor gou mooi. Hy verander die tye en die geleenthede. Maar ek en jy is iemand wat hierdie geleentheid moet skep. Ons moet dit soek by God. Ons moet dit doen by God. Hier waar ek sit ek in die oggende en ek gee my dag vir die Here en ek sê, Here, ek soek hierdie geleenthede om goed te kan doen wat U wil hê ek moet doen. En die Here, ek is seker nou op een van my gelukkigste seisoentye van my lewe. Baie besig is lekker, maar is lekker om met iemand oor Jesus te praat. Want weet jy wat? Die insig en die wysheid wat die Here jou gee in 'n bepaalde tyd, in 'n rigting waarin jy gaan. Hy skep vername mense. Hy bring hulle op jou pad. God gebruik jou. En ek sien hierdie tyd. Ek wil nie oor dit praat nie. Dit is nie waaroor ek wil praat eintlik nie, maar hy gebruik dit. Of hoe's jy? Ek is 'n pastoor, ek is 'n Christen, maar ek wil nie met die wêreldse mense, hulle rook, hulle doen. Man, al rook jy is reg. Al drink jy. Okay. 'n Pastoor, ek sien nou iemand stuur vir my 'n grap. Hy sê die pastoor preekie Sondag oor drank. Drank is jou vyand. En 'n rukkie later toe sê hy, en bid vir jou vyande. Toe dink jy, okay, nou moet ek maar bid vir die drank ook. So ja, is eintlik nou nogal funny hoe mense daarna kyk. En dan kom hy in vers 21 en ek proklaim dit. God stel aan. Hy stel aan as jy 'n bidder is. Kan ek gou vanaand vir jou sê, dis een van jou grootste werke. Wat se werk kan ek vir God doen? Hey, jy wil gesien wees. God wil nie hê jy moet gesien wees nie. Jou eerste en belangrikste werk is om te bid. Jy moet 'n bidder wees. Jy moet verstaan dat God jou aangestel het as 'n diensknegt, as 'n onderling, as 'n ouderling, as 'n diaken, as 'n ambassadeur vir Christus, om eerstens 'n bidder te wees. Jy moet glo in die wysheid en die insig en die krag van God, deur dit af te smeek, die barmhartigheid. Weet jy wat? Ek dink dis al wat my en jou nog op hierdie aarde hou, is hierdie langmoedige, barmhartige God. Want ek sê vir jou, die wêreld is boos. En as jy nog nie 'n bidder is in hierdie bose wêreld nie, dan is jy ver van God af. Pas op, ek veralgemeen sommer maar nou net, kind van die Here, dat so iets wat klein is, wat eintlik klein is vir God en vir my en vir jou, wat maar groot is in die koninkryk van God, dat jy die hemele nie sal mis nie. Hoor mooi. Hoor mooi. Dan kom hy, dan sê hy stel aan. In 1 Samuel 2 sê hy dit ook. Hy sê ek stel aan, hy sê ek verneder en ek verhoog. Ek gee aansien. Hy sê ek rig die geringes af van die ashoop af. Ek laat hulle by vername mense aansit. Jy weet wat, ons was eens op 'n tyd eintlik maar net sondaars. Ons was eintlik maar net gemaak om in die hel te beland. Maar toe kom hy, hierdie Jesus, hierdie God van Daniël. En hy kom openbare geheim in ons. Hy sê, weet jy wat, ek is so lief vir jou. Ek wil hê jy moet nie verlore gaan nie. Ek soek 'n verhouding met jou. Nie eerste plek is net. Jy kan nie sê ek het 'n verhouding met God as jy nie 'n bidder is nie. Jy kan nie sê ek het 'n verhouding met God en ek glo nie in my gebede nie. Ek glo nie in die krag van my gebede. Jy moet tog vir my bid, jou gebede. My gebede beteken nie kragtiger is joune nie. Myne sê net ek is meer in die geloof. Ek glo in die wysheid en die insig van God, want dit is ook iets wat ek moes inoefen. Dit veg dissipline, dit veg krag. Dit veg om daar te kom. Jy moet daar kom. Dit kom nie net van self nie. Dis elke dag. Dis 'n langtermyn, dis 'n belegging, dis 'n vir ewigheid tot in ewigheid. Jy moet die Here loof, jy moet die Here prys. Jy moet bety daaraan en doen 'n mens 'n loflied saam wat lekker joyful is. Ander daaraan doen 'n mens die trane trekkers. Jy sien, daar is soveel tye wat die Here in jou lewe verander en wat hy wil hê jy moet doen. Daar is tye wanneer 'n mens net voor die Here kom en jy luister net. Dit is wat jy moet doen. Dis hierdie God wie ek en jy dien. Kom ons kyk gou vers 22. Hy openbaar. Wat? Wat openbaar hy? Lees daar saam met my. Vers 22. Hy openbaar ondeurgrondelike en verborge
dinge, weer eens, dinge wat ek en jy nie geweet het nie, dinge wat ek en jy nie geweet het nie, kom hy in die verborgenheid, in die geheim, en hy kom openbaar dit. Hy weet wat in die duister is, hoor daar, en die lig woon by hom. Hy weet wat in die duister is. Hy weet die lig behoort aan hom. En jy kan ek vanaand vir jou sê, wat ook al jou aansien is, of jy pastoor is, of 'n diensknegt is, of jy, ag man, titels maak nie saakie, daar is so baie skrifgeleerdes, ek noem hulle soms so, maar wat net in 'n, Here gaan saam met my, gaan saam met ons familie, gaan saam met ons in hierdie dag, hey! Dis nie wat God wil hê jy moet doen, ja, hy wil dit hê jy moet dit doen, maar hy soek 'n impak in jou. Here, dankie, dat U in my die krag en die wysheid en die insig gee, om tot U te kan bid, daar is niemand soos U nie. Ek kom met boldness man, ek kom met krag man, en ek kom met hey, ek is aangestel, dankie dat U my aangestel het in my huis. Hierdie huis is 'n huis van aanbidding. Dit is 'n goddelike huis. Hey, duiwel, jy het nie 'n vashou plek in hierdie huis nie. Jy het nie 'n vashou plek in siekte, in my finansies, in my lewe, en jy het geen plek nie. Jy kan nie hier kom steel nie. Wie's jy? Dis wat God wil hê, man. God soek 'n bietjie hê, jy moet by iemand, jy moet hulle aanspreek, jy moet by hulle kom. Jy moet jou huis salf, jou kamer salf, jou bed. Weet jy wat sê Paulus? Hy sê laat jou bed rein wees. Laat jou bed rein wees. Kom ons gaan aan. Wat sê die vers vir ons verder? En dan kom Daniël, en dan sê hy in vers 23, U God van my vaders, loof en prys ek, want U het my wysheid en krag verleen, om nou het U my bekend gemaak wat ons van U afgesmeek het, want die saak van die koning het U. Weet jy wat, nee, daar's tye wat 'n mens so in 'n situasie staan en sê ek, Here, ek weet nie hoe nie. Ek weet baie keer nie wat gaan ons doen nie, maar weet jy wat, die Here kom en hy kom breek hierdie goed op. En hierdie beeld, hy kom sê die kop en suiwer goud, en die beeld bestaan uit hierdie verskillende metale, as ek nou kan reg onthou, die kop van silwer en goud, die bors en die arms was van silwer gewees, die buik en die duie was brons, en ek kan nou nie meer, die bene, ek dink was yster, of die voete of iets was ysters, ek kan nie meer onthou nie, maar die beeld was glansryk, sê die woord, en skrikwekkend en indrukwekkend. Daar's beide kante, ons kan dit maar gaan lees, ons kan dit gaan sien, en dan praat hy van die klip, en so gaan hy aan. Maar ek wil nie vanaand verder oor dit praat nie. Ek wil vanaand net vir jou sê, weet jy wat? Glo vanaand in God. Glo aan Jesus Christus, jou saligmaker. Glo dat God vanaand vir jou al hierdie dinge wil uitbeeld. En weet jy wat? Kyk 'n bietjie wat is die reaksie. Kyk wat was Nebukadneser se reaksie. Die koning was verstom, die woord sê hy was verstom. Hy sê hy val voor Dawid neer. En hy bring 'n eer aan hom, 'n eerbetoning. En hy beveel offers en hy sê bring vir hulle geskenke. Ja, man, hè? Is dit nie eintlik hoe die Here vir ons alles doen nie? Ja, kom ons kyk 'n bietjie. En nou wil ek 'n bietjie saam met julle praat. Wat sê Johnny? So baie van ons voel material blessings is alles. Nee. Weet jy, ek sê gister al van Monja, weet jy die Here gee mense hierdie goed om voor te werk, John. En ons geniet dit. Want die Here gee dit vir ons om te geniet. Maar you can take nothing with. Ek sê vanaand vir jou, die grootste geskenk en al wat ek baie keer vir iemand kan gee, is net om vir iemand te bid. Weet jy wat, dit is seker een van die grootste geskenke om vir iemand te kan gee. Die belangrikste is, daar sê John, weet jy wat, van selfsprekend, en ek dink ek kan nie onthou ek nou die aand gesê het in my live of in 'n preek nie, maar jy weet net om te kan sê, of ek het met jou gepraat daaroor John, of ja, oor gesondheid, net hoe belangrik ons gesondheid is. Net om bietjie vir die Here te kan sê, Here, dankie vir my oë, vir my ore, vir my brein, vir my hande, om vir U te kan werk. Baie belangrik. Hoor jy, nou praat ek te lank. Maar kom ek begin nou te land. Ek gaan nou land. Ek wil nou, ek weet nie of ek nou nog hier verder is nie. Maar glo jy vanaand? Glo jy wat doen jy naps? Glo jy vanaand? Voor ek sê Konait en voordat ek sê yes, glo jy vanaand dat jy ook soos Daniël en sy metgeselle, sy vriende natuurlik,
ook hierdie kragtige liefde en hierdie manier het om tot God te bid. Glo jy dit? Glo jy dat jy in jou binnekamer kan veranderinge bring in jouself? Glo jy dat jou gebed, kom ek vra jou vanaand so, glo jy dat jou gebed krag dra? Glo jy dit vanaand? Kom praat gou 'n bietjie met my. Sê jy vir my, ja, ek glo dit. En bedoel dit vanaand. Of as jy onseker is, moenie sê, jy weet wat, sê net yes of no of wat ook al. Ek gaan nou nie vir jou jokkie. Daar is party daar, Here, asseblief, ek is hier. Sien my raak. Hoekom vat jy so lank? En dan vat die Here lank. Ek wil meer detail hê, Here, ek soek meer, ek kan nie net met hierdie oppervlakkige goed, ek soek goed dieper. Kom Here, asseblief, waar is U? Ja, soos Daniel sê, dan kom die God van die tye en die God van die seisoene, dan moet jy vashou. Dan moet jy vashou. Heeltemal vashou. Want ek sê vir jou, partykeer, the Lord will rock your boat, nee, hy sal jou so breek en mooi breek, hy sal jou soos 'n perd, jy gaan ingetem word, jy gaan ingery word deur die blessings en die krag van God. Daar sê die mense nou amen, en yes, ek glo dit vanaand. Ek glo dat jou gebede krag dra. En ek glo dat jou opregte gebede voor die Here en jou gebede het in almoes gekom voor God. Elke gebed, man. Elke gebed. Kan ek gou vanaand vir ons die pragtige gebed van Jesus lees? En die Here kom en dan sê hy daar in Matteus 6, en dan sê hy van vers 6, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die geheim is, of in die verborgene is. En jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Ek sluit af met hierdie, dan sê hy, so moet julle dan bid, Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Julle moet lekker slaap. Deo Valente as dit die Here se wil is, en ons praat ons weer môre of ons tot 'n volgende keer wanneer ons mekaar sien. Mag julle net in die vrede van die Here kom. Mag julle soete drome kry vanaand. Mag julle nie nagmerries kry nie. Weet jy wat? Ek hoop ek het jou so 'n bietjie aangewakker dat jy nou as jy afgesit het, nou gaan jy opstaan na waar jy is en nou gaan jy net bietjie vir die Here sê, dankie. Weet jy, dankbaarheid is ongelooflik kragtig. Ek is dankbaar vir elke een van julle, vir julle bydrae, vir julle liefde, vir julle goedheid. Ek is dankbaar dat jy hierdie video gaan share, want na iewerste gaan iemand sien wat jy geshare het. En iemand gaan luister, iemand gaan besef, maar weet jy wat, ek moet ook bid. Ek kan ook, en die Here wil dit aan my openbaar. Mag God jou seën, en dit is regtig uit die diepte van my hart uit. Mag jy net die vrede van die Here en sy almoëse kry. Mag die Here jou net in veelvoudige maniere seën. En dit is vanaand wat ek vir jou bid. Mag die Here ook sy wysheid en sy krag in jou lewe openbaar. Jy is kosbaar, man. Weet jy wat, ons wil nie een die hemel mis nie. Ons wil nie een vanaand sê ons is in so by of en ons het so emosionele wanbalans dat wat moet gebeur nie. En ons gaan in 'n moeilike wêreld. Ons bid vir ons dorp. Ons bid vir mekaar se dorpe, waar ook al jy is. Ons bid vir ons tieners, ons bid vir ons jeug. Toekomende dinge. Dinge wat moeilik gaan daar buitekant. Daar is net een veranderinge. En dit is wanneer ons weer verootmoedig voor God. Dis al. Ek dink God, en weet jy, daar is net sekere maniere van dinge wat die Here in jou openbaring vir jou gee, en waaraan ek vashou. Ook in 1 Samuel 2, in baie gedeeltes sê hy sê, ek beskerm elke getroue dienaar op hulle pad, maar die goddeloses word stilgemaak in die duisternis van die graf. As jy in 'n duisternis is, as jy in 'n donker diep dal van doodskare is,
Is dit miskien 'n manier? Ek weet nie, maar weet jy wat? Een ding wat ek weet, die Here beskerm elke getroue dienaar op sy pad. Dis maar net wie God is. Hy dienaar, pastoor, dominee, prediker, ek dink is tyd dat jy weer in erns en krag saam met jou mense moet bid. En weet jy wat? Wees ferm met hulle. Wees lief vir hulle, maar wees ferm. Leer hulle die waarde van gebed. Nie resitasies nie. Nie soos wat die woord sê heidene se gebeure nie. Kom bietjie uit en sê vir hulle wat die koninkryk en die krag van God beteken. En wat beteken wanneer iemand vir jou bid. Ons het 'n gebedslyn, maar moenie net die gebedslyn eenvoudig net gebruik omdat hy daar is nie. Ek het eendag 'n preek gedoen en ek weet nie van julle of julle kan hom onthou nie. Nou sluit ek regtig af. My preek was, as ek reg kan onthou, bid jy eerste of bid jy laaste? As jy in 'n situasie is of jy iets doen, bid jy eerste of is gebed jou laaste uitweg? En dit kan jy nou maar vanaand vir jouself gaan uitwerk. Cheers julle moet lekker slaap. Jesus like jou.